Baie welkom by Versteekte Juwele. Hierdie week met die herdenking van die hervorming kyk ons na 'n vreemde uitdrukking, naamlik die vreemde geregtigheid waardeur ons gered word. Martin Luther het op hierdie uitdrukking vreemde geregtigheid gekom, hoofsaaklik met die lees van Romeine 3 en Galasiërs 3. En die woord geregtigheid is swaar taal vir ons praat normaalweg nie so nie. En die 1983 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik vryspraak baie keer. Maar dit sê ook nog nie alles nie. In plaas van geregtigheid kan ons miskien praat van integriteit of regstatus. As iemand aangekla word in die hof en dan vrygespreek word, wat is sy regstatus dan? Dit beteken hy die reg aan sy kant. En as iemand skuldig bevind word, wat is haar regstatus dan? Dan beteken dit sy is aan die verkeerde kant van die reg. Maar die vreemde, wonderlike ding van die evangelie is, dat as ons glo heelhartig in Christus Jesus, dan word ons vrygespreek. Sondige mense wat skuldig staan, wat tog vrygespreek word. Nou, hoe dit werk, is dat Christus met sy dood aan die kruis ons ongeregtigheid, ons disintegriteit op hom geneem het, die hele wêreldse, en vir ons sy integriteit, sy geregtigheid as 'n geskenk gee. In Engels word daar gepraat van alien righteousness. Dis 'n alien saak. So vreemd, dat ek as 'n onvolmaakte mens, wat God se verlossing nodig het, hierdie verlossing of geregtigheid kry, sonder dat ek het hoegenaamd verdien, deurdat Christus dit doodeenvoudig as 'n persent vir my gee. En hoe ontvang ek dan hierdie integriteit, hierdie verlossing? Dit is waar die geloof inkom. Die geloof is doodeenvoudig die ontvangs van dit wat ek nie self kan bereik nie. Dit wat ek nie self kan presteer of kan produseer nie. Dit word vir my gegee as 'n geskenk. Luther praat hier van die vrolike ruil. En die ander groot hervormer, Johannes Calvin, praat van die geloof hier as om Christus te omhels. Geloof is nie iets wat daar ver is as waar te aanvaar nie, dit ook, maar dit gaan hier om Christus wat naby aan ons gekom het toe hy mens geword het, dat ons hom in die geloof kan aangryp. Calvin sê om Christus te omhels, so naby en so direk is die geloof in Jesus Christus. En ons kan net sê, halleluja, prys die Here, sonder einde.